Met eerste ligse dagbreek, die geskenk van nog 'n dag, stap ek dankbaar na my hengelplek, waar die grootes vir my wag. Soos die water oor my voete spoel, breek die branders my gedagtes oop. Dit laat my dink aan toe ek kind was, en hoe visvang diep in my are loop. Ek dink terug aan die mooi van my kinderdae, en verlange word die ritme van my hart. Ek dink aan visvang by Beervletdam se water, die Valiant se petroltank was kwart. Maar nog steeds wou my pa dit saam met my doen, al was hy siek of die sente regtig min. Ek glo dit was daar, waar my liefde vir meer as hengel begin. Ek onthou die vroeg opstaan voor dagbreek, die reuk van vetkoek en vars koffie op die stoof, waar my ma als gereed kry vir ons manne, sy doen meer as wat sy beloof. Ek onthou hoe my pa my lyn moes ingooi toe ek klein was, en op sy ou dag ek vir hom. Maar tyd staan nie stil nie, die einde het te gou gekom. Dis more than fishing, die goed van hulle wat ek onthou. Dis more than fishing, wat, my vriend, is dit nou vir jou? Dis die stop, die stilstaan, die groet, die verskil wat jy kan maak in mensgemoed. Dis die nederige waardering vir God se skepingswerk, terwyl jy staan met visstok in die hand. Die besef van sy groot genade steek dankbaarheid in jou hart aan die brand. Dis die plek van Jesus en sy disippels, waar hulle visvang, braai en brood breek elke dag. Dis die stil word, die kniebuig en opkyk boontoe. Onthou, waarvandaan kom jou krag? So terwyl jy hier staan en die natuur jou vinnig raadsaai, dink net, Jesus stap verby. Ek hoop dat jy sal kies om hom te volg en dat jy nie sal bly. En mag dit wat hy vir my en jou gedoen het aan die kruis, ons sal aanmoedig om kragtig van sy genade te getuig, en dat ons visvangstories nie net van visvang lees, maar dat ons ook werklik vissers van mense sal wees. Ek is Nico Nel en nooi jou hartlik uit om te deel in hierdie onvergeetlike reis en word geïnspireer en aangegryp deur kragtige getuienisse met ewigheidswaarde. Ek het die voorreg om saam met besonderse gaste te kuier, waar hulle hierdie hartroerende getuienisse met my deel. Ons kuier saam in die ateljee, besoek van my gunsteling hengelareas in die asemrowende Suid-Kaap. Vang vis, maak die heerlikste kos so langs die water, aanskou die glorie van God se skepingswerk, word oorweldig in die grootheid daarvan en vind onsself staan in sy heilige teenwoordigheid. Dit alles en nog soveel meer. Moenie hierdie besonderse geleentheid misloop nie. Dit is jou tyd werd en sal verseker goeie vrug dra. Baie welkom by nog 'n episode van seisoen 1 met die tema From Trauma to Triumph. Vandag kuier ek saam met Johan Swart, 'n man wat sy lewe so wat 2 jaar gelede in 'n oogwink verander het, nadat 'n kuier saam met vriende tragies geëindig het en moes hy as 'n kwadripleeg van vooraf leer loop. Johan het 'n tweede kans op die lewe gekry en sy positiwiteit en veggees is sigbaar in die vordering wat hy tot nou gemaak het. Die feit dat Johan kan loop en meeste van sy funksies kon terugkry, is niks kort van 'n wonderwerk nie. Johan, baie welkom. Dis vir my 'n groot voorreg om vandag saam met jou te kan kuier. Dankie vir jou gehoorsaamheid aan God se roep vir jou tot hier. Môre Nico. Jy is vandag hier om jou wonderwerk te deel wat die Here in jou lewe gedoen het. Ek meen selfs vanoggend, wat s'ie kans dat jy voertuig nie wil start nie. So, jy weet, so niks kan dit stop nie. So ek is so opgewonde om jou getuienis te hoor vandag, want ek weet, die saad wat jy hier gaan saai, gaan in goeie grond val, en dit sal die vrug dra wat die Here vir dit bestem het om te dra. Ja. Man, ja, dit het begin al lank terug, nie? Dat jy praat van 2 jaar, die
verjaarsdagpartytjie is ek al 5 jaar voor dit beplan. So ons gaan nou 2 groot 50ste verjaarsdae. Ek en Gavin 2 weke uit mekaar uit. So ek is PE toe 1000 kilos gery vir die partytjie. Die Saterdag aand het 'n restaurant uitgeboek in PE en ons het gekuier. Ek gedink het vir 'n 50ste verjaarsdag moet wees. En seker so, ek kan nie tye onthou nie, maar seker so 2:00 die oggend, die vrouens is al huis toe en ons manne het nog 'n bietjie gekuier en toe die eienaar vir ons sê nee, maar ons moet nou huis toe gaan. Toe bel ons Uber ons om te kom haal, so 500 meter van sy huise waar die restaurant is. En Uber kom nie uit nie en later dan sê een van die ouens, nee man, klim op die bakkie, ek vat julle huis toe. En ons is seker so 6 man agter op die bakkie. En ons gaan stop voor sy hek. Maar ek het nooit geweet, daar's 'n sinkdak bo die elektriese hekkie. En ek kyk agtertoe en ek weet nie hoekom nie, en toe hulle deurry en ek draai om, toe slaan hy sinkdak my hier voor die kop. Hy's nou hier oop, hy's nou my kop hierdie kant oop, en ek val agter op die bakkie. Maar ek het uitgepaas op daai oomblik, en toe ek weer wakker word, toe lê ek agter op die bakkie, met my kop op Gavin se skoot, en ek weet nie my kop bloei nie. Al wat ek weet is, ek het geen gevoel in my lyfie, iets is funny, maar ek weet nie wat dit is nie. En ek sê vir Gavin, luister ek is nou kapot. Hy sê vir my, nee man, ons gaan nie die steke insit, gaan ons huis toe. En het so daar gelos en ek het op die bakkie weer uitgepaas en toe ek weer wakker word, toe lê ek in die hospitaal en is besig om die steke in te sit. Ja, ek het vir jou 'n boodskap gestuur hoe dit gevoel het, maar daai dokter het my kop vasgewerk daar wat ek gedink het. Ek kon nie dink ek het hom so kwaad gemaak nie. Soos hy my geruk en pluk het. En wat sleg is dis nog so half in COVID tyd op. So jy kan nie kuiermense kry nie. En hulle het my daar in 'n bed kamer ingesit, of ek dink dit was die ICU of kan nie onthou nie. Dan lê jy daar en raak 'n minuut raak 'n uur, want dit is net jy. En niemand kom jou praat nie, want jy is vasgestrap, jy kan net so die dak sien. En dan lê ek die ligte in tel. Daar is 28 blokkies in 'n lig. En ek aan die regterkant 2 rye sien van 5, en die linkerkant net die helfte van 5. Dan tel ek hy blokkies. Dan kom ek op die einde, dan dink ek het een gemis, ons begin weer. En ek dink seker, ek weet nie, 2 dae lank, 'n dag lank het ek daar gelê het, met ek net blokkies getel. Dan lê jy daar, en jy kan net hoor, sien en praat. Jy kan net met iemand praat, as hy oor jou kom kyk, en hy kyk jou in die gesig, dan kan jy met hom praat. Verder hoor jy niks, jy hoor die mense praat rondom jou maai. En dan lê jy en dan gaan die alarms af. Dan sê ook, is dit nou myne? Nou my laaste. En dan kom die mense ingehardloop, dan skarrel hulle so bietjie. En dan gaan die alarms af en dan raak dit stil en sê ek, okay, jy's safe. Is nog jou tyd nie. En toe kom maar 'n dokter na my toe en hy sê vir my, ons moet opereer. In jou scan gekyk, sal dit moet doen. Ek sê vir hom, dokter, jy kan nie, ons het eers magtiging nodig. Hy sê vir my, ek kan nie so lank wag nie. Ek moet nou opereer. Moenie worry nie, ek sal iemand kry om te teken. En verseker 'n kwessie van 'n uur later, toe kom hy terug na my toe, hy sê vir my, ek het nou 'n probleem nie. Vra van wat's fout, hy sê nee, St. George's wil hê, hy moet opereer daar nie. Ag, ja, St. George's wil hê, hy moet opereer nie, want hy het 'n praktyk in Greenacres gekoop. Maar hy gaan sy kollega vir my stuur, om my te kom praat, en so rukkie later, toe kom my oom aan, en hy praat my, sê vir my, meneer Swart, 'n ongelukkie gehad. Ek sê vir hom, ja. Hy sê vir my, ek gaan gou jou scanne goed deurkyk, ek kom terug na jou toe. En ek lê dit. Kom nie terug nie. En as jy so in 'n bed lê, is net jy en jouself, en dan begin jy planne maak. Ek kan planne maak. Flip. Liewe Vader het my seën in planne maak. En my planne het opgeraak. En dit het my bang gemaak. So wat gaan ek nou doen? Ek kan net
my kop gebruik. Nou sit jy en wonder, selfmoord. Hoe gaan jy dit praktiseer? Want jy kan nie jou adams gebruik nie. Dink jy aan jou vriende? Wat 'n goeie vriend het jy wat jouself help of slegte vriende wat jouself help? Ja, ek kan die tye onthou nie. En toe ek besef, ek het nou moeilikheid. En my planne is op. En ek weet nie, ek wat so besig is, hoe gaan ek dit mag werk, as ek net my kop kan gebruik. My res van my lyf lê in 'n bed. Dis dit. Next moment, toe begin ek bid, toe onthou ek het nog 'n Here. En ek het nie geweet my woordeskat is so groot nie. Ek het met die Here gepraat seker uur plus. Ek weet nie of dit normaal is, maar jy begin eers bang. As jy my as jy my hierdeur trek, dan gaan ek vir jou dit doen, ek gaan nie meer dit doen nie, en ek gaan ophou drink, en ek gaan ophou parties hou, en ek gaan al hierdie goeders in. Voor ek besef, het ek beloftes gemaak. Ek gaan nou vir die Here werk. Hoe? Weet ek nie. Wat ek moet doen, weet ek nie. En die volgende oggend, toe stop daar, of toe kom 2 persone, kom haal my, hulle skuif my Greenacres toe. En ek het na die tyd nou eers uitgevind, daar was nie magtiging om my te skuif nie. Ons moes, nadat ek in die hospitaal is, spartel om magtigings te kry om die dokters in die hospitaal te betaal. Nou, hoe gebeur dit? Dat mense jou skuif en niemand weet wat magtiging gee om jou te skuif nie. In elk geval, ek is toe nou daarvan na Greenacres toe geskuif, waar ek seker 5 weke gelê het, 4 weke gelê het. En hulle het gewag om 'n teater te kry, want wat gebeur het is, my nekwervels het geskuif, my spinaalkoord en my senuwee seer gemaak. En toe moes hulle 'n cage insit, om die nekwervels op plek te hou, sodat die spinaalkoord en die goed nie seer kry, en laat hulle kyk of het kan recover. So het ek in die bed gelê met 'n nekstyd aan, vasgestrap, mag nie beweeg nie, tot hulle nou 'n teater vir my kan kry vir die operasie. En so Dr. Feinstein my kom kry en elke keer 2 keer op 'n dag 'n draai kom maak en sê vir hom, dokter, spuit my in man, so klaar kry ek huis toe gaan. Ek moet gaan werk. Dan grin hy so vir my net rang en hy loop. En die verpleegpersoneel moes vir my earphones kom insit. Dan luister ek musiek. Net om bietjie my gedagtes weg te vat van die ligte tel en wat met my aangaan. En hoe dit gebeur het, weet ek nie, maar ek het 3 Christelike liedjies op my foon. My favorite is die oorwinningslied. Nog altyd. En die ander ene was The Master is Calling. Het flip en awesome vir my was, en dit is presies waar ek was op daai oomblik. Hy het my geroep om te luister.
in my geval so het ek musiek geluister, en dan hoor ek net die mense vra meneer Swart, is hy nog alright daar binne, kan hy sê, ja, hy luister musiek, ek het net die 3 liedjies gehad, en as die battery pap raak, dan speel daai 3 liedjies in my kop, heeltyd, en ek dink dit is wat ek gebruik het om met die Here te connect, om net te fokus op wat wil hy hê vir my, en as daai The Master Calling speel en ek luister om deur, as ek het my geroep, en maar ja, en seker so 'n paar dae terwyl ek nou nog daar lê, het ek een oggend wakker geword en ek voel maar iets is fout. Iets is nie dieselfde nie. Ek het, omdat ek so lank stil was, het ek presies op besef as daar iets fout is met my lyf of iets anders gebeur het. Ek was so ingetune op my lyf dat as iets nie reg is, ja weet ek. Dit is nie gister so nie. En die dokter kom my vra, ek sê vir hom, dokter, as fout, ek kyk my, wat's fout? Ek sê nee, ek weet nie, iewers in my onderlyf is daar iets wat nie reg is nie. En hy lig die komberse so op en hy vra, wat bedoel jy? En ek sê, voel jy, sien jy iets? Hy kyk my so en hy smaal vir my, sê vir my, jy kan jou tone beweeg. En hy sê, moenie worry nie, ons gaan jou fix. In daai tyd het ek nog, ja, so ek het so stelselmatig weer my bewegings begin terugkry. Behalwe die arm kon ek nie beweeg nie. Hierdie een het beter begin raak, en met tyd voor die operasie nog, het hierdie een so begin raak dat ek hom al kan begin vat, alhoewel ek die gevoel in my lyf het, niks van nie af onder toe geen gevoel nie. My operasie was, ek dink die 5de April, 'n dag voor my verjaarsdag. So ja, ek kan vir jou sê, dat ek die beste 50ste verjaarsdag ooit gehad het. Ek het op die 6de April in ICU gelê. En toe ek 'n kuitjie in my nek gekry, wat my lewe verander het. Ek het 'n tweede kans in die lewe gekry om 'n verskil te maak. En ek het daar besef, vandat ek met die Here gepraat het, tot ek weer begin beweging in my liggaam kry, en ek 'n bietjie positiwiteit weer 'n bietjie aan die dag lê, het alles verbeter, en dat wonderwerke gebeur. Daar is nie 'n manier dat hulle vir jou sê dat jou toekoms 'n kwadripleeg sal wees, en dan ewe skielik, dit is soos iemand wat 'n ligswitch aansit. Dit is so, dan begin ander goeters gebeur. Jy kan jou arm bietjie gebruik, jy kan jou bene beweeg. Ja, ek het gevoel gehad, maar ek kon begin optimisties raak, sê, luister die kerels, en die ding gaan ek wen. En ja, hierdie foto's gesien, toe ek in die hospitaal het of in die ICU het gekom het, en die smels wat ek gehad het, want ek het geweet, daar is vir my ander planne gemaak. En toe ek uit ICU uitkom, en ek kom in my kamer, toe staan my pelle wat wie se verjaarsdag het was, en almal wat saam met die verjaarsdag was, met hierdie klein botteltjies Coke en ballonne en alles vir my 50ste verjaarsdag, en ek dink tot myself, ek kon nie vir meer gevra het nie. En as ek nou terugdink, het ek baie meer gegain na die ongeluk, as wat ek gehad het voor die ongeluk. So ja, ek sit met
uitdagings nog steeds, maar om om weer te kan loop, om al gaan dit swaar en weer normaal dink ek te funksioneer of ver as moontlik. Dis net genade, nee. Johan, soos jy daar sit nie, het jy geen gevoel in jou bene nie. Nee, van Soos in niks. Jy het geen gevoel in jou bene nie. Die Here kom in sy wonderwerk en hy kom krap mediese statistieke so 'n bietjie te mekaar. Ja. In daai oomblik wat jy 'n ontmoeting het met die Here, gebeur iets. En dit gebeur in jou hart. Op daai oomblik wat jy met die Here praat en jy sê vir hom, Here, ek is jammer oor dit en ek is jammer oor dat en ek wil dit doen en ek wil dat doen en daai diep gesprek met die Here het, wat het in jou hart getransformeer? Nadat ek met hom gepraat het, kon ek slaap. Ek hoef nie ligte te tel nie. Vrede, Ja, rus. rustigheid. Ek het alles oorgegee, nee. As ons net terugdink, mediese en volgens die verslae wat daar is, boek vir jou 'n plek in 'n rehabilitasiesentrum vir 13 weke. En jy stap uit daar in 2 weke. Ja. 2 weke stap jy daar uit. Nog steeds het jy nie gevoel in jou bene nie. Jy weet nie hoe jy kan loop nie, maar jy loop. Ja. Jou grootste uitdaging was gewees om jou blaas te kan laat funksioneer. Ja. Tot vandag, jou maag gaan nie van self nie. Ja. Ek meen elke dag 5 uur moet jy 'n setpil insit. So mense kyk van buite af in en hulle sien hierdie mat. Maar jy is 'n lewende wonderwerk. Nee, verseker. Ja, ek het En met daai uitdagings, en dit is een ding van jou wat verskriklik van my uitstaan. Van die eerste dag wat ek jou ontmoet het, is jou positiwiteit. Ten spyte van dit wat jy nou nog het, wat jy nog steeds hoopvol is, Ja. dat alles sal terugkom. Ja. Maar ten spyte van dit is jy so positief. Waar is jou bron van krag? Waar kry jy daai positiwiteit vandaan? as twee goed wat my opgewonde maak in die oggende. My godsdiens, my pap. En ek klim uit my bed uit voor ek die godsdiens gehou het nie. En as ek daar klaar is, gemaak vir my pap en ek drink koffie. En dan kan my dag begin. As ek nie godsdiens in die oggend gehou het nie, het ek nie krag vir daai dag nie. Het ek, dit voel amper of jy opgee voor jy nog begin het. Maar as ek vir die Here dankie gesê het, en al my battles voor sy voete neergesit het, en omgedraai het en loop, dink ek oor die hele dag nie. Is klaar, is oorgegee, is afgesit, daar lê het. Ek het dit, voor die ongeluk het ek dit gaan neersit, dan gehaal ek hulle gou weer, dan dink ek gaan dit vinniger uitgesorteer kry. Ek los dit nou daar. Spreuke 3 vers 5 tot 6 is vir jou woord wat jy baie aan vashou. Hoekom daardie skrif? Ken hom in alles wat jy doen en hy sê jou die regte pad laat loop. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ek het geleer om alles af te gee en te vertrou dat dit wat gebeur is die beste vir my en dis wat die Here oor my pad stuur. So ek gee alles vir hom en ek vertrou dat hy my volkome sal beskerm, gesond maak en ek kan niks op my eie doen nie, en ek het dit gesien van die ongeluk af. As ek op my eie sou staat maak en ek moes my eie planne maak, het ek moontlik 'n plan gemaak om selfmoord te pleeg. En jy het vroeër gesê jy vind jouself in 'n plek waar jy planne opgeraak het. Korrek. En dit is met besigheid, met enigiets wat ek doen. Ek vra eers vir die Here wat is die plan. En jy weet self, ek stop langs 'n plek en vra hoekom moet ek hier stop? En jy weet net. Ek weet net, daar's 'n rede hoekom ek hier gestop het. Johan, in jou storielyn, terwyl jy daar lê in die hospitaal, is jy nie alleen nie en daar's ook ander mense wat vir jou bid. Maar jy het dit ook nie geweet
elke dag nie. Vertel my van die vrou wat eintlik saam met jou gebid het. Onwetend. Ja, ek het, toe ek nou na Aurora was, is daar 'n tannie, wat ek sê, sy het gehaver voor my kamer. As ek wil opstaan, is sy daar. Meneer, kan ek help? Meneer, het jy genoeg geëet? Meneer, wil jy koeldrank? Wil jy water? En wat? En die aand voordat ek huis toe gaan, nee, laat ek jou eers dit vertel. Ek lê in 'n eenmankamer, en ek het my vel brand soos nou, asof ek in die son verbrand het, of met deur kole geloop het, in my voet, dis hoe my bene brand. En so ek kan nie met lakens oor my bene gooi nie. Dat ek die aircon gestel, net temperatuur, ek lê met 'n PT shot, die temperatuur is reg, deure en vensters so lê, en 7 uur in die aand om my blaas te laat werk, het die dokter vir my gesê, ek moet routine hou. So ek het alarms vir alles. 7 uur, het ek klaar my water en my pille gedrink, dan begin ek godsdienst hou, slaap, 2 uur gaan die alarm af, moet ek probeer toilet toe gaan staan en kyk of iets gebeur. Dit is die enigste manier ook om weer sal reg kry, sê ek. So vir 7 uur het ek godsdienst gehou, maar nou, ek moet hardop bid, omdat ek besig is om besigheid te doen en te smous en trek my aandag af, moet ek hardop bid, dat ek myself kan hoor, en so het ek met die Here gepraat, vir lank, en die aand voor ek huis toe gaan, ek het vir almal chocolates gekoop in die hospitaal. Ek kan nie eens onthou hoeveel chocolates, maar in elk geval, so het ek hulle uitgedeel, en die tannie kom, ek sê vir tannie, kyk aan die hangkas, daar is vir jou geskenk. Vir my, meneer? Ek sê ja, vir jou. Sy gaan in die hangkas en sy kyk in die sak, sy haal vir haar chocolate uit, maar dit lyk of dit vir die eerste keer is, dat iemand vir haar iets koop, vir geskenk gee. Ek sê, jy het so mooi na my gekyk, jy moet 2 vat, nee? Sy is reg. En sy is uit, en die volgende oggend, voordat sy van diens afgaan, my tasse is gepak, ek is nou reg. Kom sy na my toe, sê sy vir my, môre meneer, hoe gaan dit? Ek sê nie, goed, dankie, meneer, reg vir huis toe gaan. Ek sê, ja, meneer, kan ek jou iets sê? Ek sê, ja, jy kan. Sy sê, meneer, jy het die godsdienst gehou gisterand. Ek sê, nee, ek het. Sy sê, nee, meneer, jy het nie. Ek sê, nee man, my timings was 'n bietjie verkeerd, omdat ek my tasse gepak het, en ek was nou gereed, en het nou 'n bietjie later geraak. Maar ek het dit nou nie vir haar gesê nie. Ek sê, nee, hoe weet jy? Sy sê, meneer, elke aand, as jy godsdienst hou, sit ek voor jou deur, dan bid ek saam met jou. Maar ek kan vir jou dit sê, onthou net een, nie jou tyd nie, die Here se tyd nie. En as ek deesdae ongeduldig raak, of na die hospitaal, en ek raak ongeduldig, sê, kom my woord elke keer op. Nie my tyd, die Here se tyd. En dan moet ek terugsit en sê, raak rustig, it's gonna happen. Is daar iets anders wat jy sou doen daai aand van die ongeluk? Nee, As jy in dieselfde situasie was? nee. Iemand vra vir my, sal ek enige ander besluite geneem het, of wil oordoen, of tot nou toe, en dan gaan ek omdraai en sê, nee, die plek waar ek nou is, was klaar vir my uitgelê. Al die besluite, die verkeerde besluite, en alles wat ek geneem het, sou my nie gebring het tot waar ek nou is nie. Ek dink in die een kant partykeer is dit vir my maklik om dit te sê, want ek is nou uit 'n rolstoel uit, ek is uit 'n bed uit, ek kan nou 'n bietjie loop, maar so ek het die, ek wil sê, ek is 'n goeie hand gedeel, maar ek verruil dit vir niks. Hoe het dit jou perspektief oor die lewe verander? Klein goedjies maak saak. Ek kan nou in die berg gaan sit, en 'n voeltjie dophou en sê, flip, kyk hoe is die voel, of kyk hoe ek die see, of waar ek het nooit besef, of nooit stil geraak nie. So, as goed met my gebeur, soos vanoggend wat die bakkarrie wil start nie,
Maar ek moet dit doen, as 'n rede voor. Dit sou jou gehinder het van tevore, Ja, maar ja. nou weet jy daar's 'n rede vir sekere goed wat gebeur. Presies. Ja, niks gebeur, alles gebeur met 'n doel, verseker. Ek kom terug by die werk. Ek is hier Vrydag as ek huis toe, die Maandagoggend as ek Siekeboeg toe. En ek klim by die bakkie uit. Omdat ek van voor af moes leer loop, moes ek fokus, want ek het nie gevoel nie. So ek het nou eers in die hospitaalgange waar daar nou nie obstacles is, het dit goed gegaan, maar toe vat hulle my grasperk toe. Ek moet op die grasperk loop, Dit was 'n wat 'n uitdaging. totale chaos was. Kyk, soos Dr. Feinstein vir my gesê, daar's 1 of 2 goed wat ek glad nie mag doen nie. En een van hulle is ek mag nie val nie. So ek was super sensitief vir dit gewees. So as ek 'n graspolletjie sien, het ek al 3 planne gemaak om oor hom te gaan sonder om hom te raak. Maar in elk geval, so het hulle my toe na rare geleer loop van vooraf en ek moes my arms van vooraf leer eet, alles van self. Pad, stort. Ek kon nie. Jy het ook 'n reunie gereël uit die hospitaal uit. Ek meen hulle het soos wat jy vir my sê, hulle moes 'n pen in jou hand vasplak en Ja, die gevoel wonderful. wat jy kon terugkry, maar jy was committed om hierdie te gereël kry. Ja, ek het voor die ongeluk was ek besig met 'n reunie op te reël. En toe ek nou die hospitaal lê en ek begin nou weer 'n funksie in die een hand so half en half kry. Hoe gaan ek dit nou reël? Nou moet ek dit vir iemand anders gee, maar niemand anders het my planne nie, behalwe ek in my kop. En hulle het die tafeltjie wat se deksel so opstaan. Ek dink een van daai foto's kan jy dit sien, hy staan so, het hulle my selfoon gevat, toe plak hulle hom met wondergom vas. En hulle vat 'n pen met so 'n rubbertjie aan die agterkant, hulle plak hom met wondergom vas. En dan sit ek in WhatsApp stuur. En so het ek 'n 30 jaar reunie gereël uit die hospitaal uit. 3 weke nadat ek uit die hospitaal uitgekom, toe sit die reunie. En ek het 2 besighede wat bestuur moet word en ek moet kwotasies doen en ek moet invoices skryf en niemand kan dit doen behalwe ek nie. Ek het al daai goed nog in die hospitaal gedoen. Na die tyd het ek agtergekom, maar ek het nie meer tyd vir die goed. Ek het net nie meer krag om al hierdie goeders te doen nie, maar Want jy kyk ook nou met 'n ander perspektief na die lewe, ja, né? is nie meer 'n gejaag nie. Ek het nie meer geld nodig nie. Dit is nie meer belangrik nie. So, ek wil amper vir jou om in te wees is nie meer belangrik nie. En geld en kuier en parties is mos nou groot as dit kom by belangrikheid vir ander mense. Wat is belangrik? Om vrede te hê en liefde te hê vir ander mense. En ek is nou groot op diensbaarheid vir ander mense. Ek wil net ander mense help. So, ja, daar's 'n plan of 2 in my kop. Wat ek seker, ek worstel nog met die Here daaroor, is dit regtig wat hy wil hê? Ek is so bang ek doen iets en dis nie wat hy wil hê nie. So, ja, daar's 'n plan of 2 wat nog in my kop worstel al vir 'n jaar en 'n half en ek is besig om planne te maak om dit te begin en te werk en mense rondom my te sit, omdat ek so gou vergeet. En ek moet nou so sleg is, het ek iemand nodig wat langs my kan sit, dat ek net vir hom kan sê hoe ek dink, wat my kan help om hierdie goeders op die grond neer te sit om die boere te help. So, ja, dis waar. Ek sien uit daarna om met jou daaroor te gesels later. Ja. Die lewe kom en hy deel jou 'n kaart, jy weet in gewone terme. Joker. En hy sit jou op hierdie pad wat eintlik verwoestend kan wees. En dit verander eintlik jou persepsie waar dit jou lei vanuit 'n plek van donkerte waar jy 'n ontmoeting het met die Here en hy jou daar uitkry en jy hoopvol is. En dit wys net weer eens dat maak nie saak wat gebeur nie. Dat wanneer jy in daai omstandighede werklik roep na die Here, sal hy luister vanuit sy woning en hy sal by jou wees. En dit het jou 2 weke gevat van waarmee hy gesê het
Dis die statistieke en dit is wat ons vir jou het. Ja. En die Here kom en hy draai dit om. Ja. Want dit gaan oor sy plan, sy wil. En as jy kyk na wonderwerke vandag en die persepsie wat daar bestaan van wonderwerke en mense wat wonder of wonderwerke nog werklik gebeur, wat wil jy vir daai mense sê? Hier sit jy. Ek dink nie, ek is een van hulle gewees, nee? Dat jy praat van wonderwerke, dit het in die Bybelse tyd gebeur. As dit met jou gebeur, dan besef jy, dit gebeur elke dag rondom jou. Jy sien dit net nie raak nie, jy hoor dit, maar jy besef nie waaroor dit gaan nie. En as jy so pad stap soos wat ek gestap het, dan kom jy agter, maar hoe gebeur die goed? Dankie. So nee, wonderwerke gebeur elke dag. Ek dink net, mense sê dit nie, ek weet van die begin af, ek moet my storie vertel, ek het nog net nie geweet waar nie, ek het nie geweet hoe nie, en toe jy met my kom praat oor dit, ek sê, Here, is dit wat ek moet doen? Is jy seker? Is nie my plekkie. Ek hou nie van nie, dit is nie wat ek kan nie van voor mense praat nie. En toe bring die Here jou tot hier. Ja, ek hou my goed vir myself, is my battles, ek fight hulle, niks met niemand uit te my nie. Johan, jou positiwiteit deur dit alles is regtig merkwaardig. Jou veggees is inspirerend en jy's 'n lewende wonderwerk vandag en jou lewe getuig daarvan. Selfs met dit wat jy agtergehou het nog, jy weet, is jy steeds hoopvol en alle eer aan die Here vir dit. Dankie vir jou gehoorsaamheid in dit waartoe die Here jou tot hier geroep het. Ek is regtig oortuig daarvan dat dit die vrug sal dra, presies vir dit wat hy bestem het dit sal dra, sodat hy daardeur verheerlik sal word, en dat mense sal glo, en kinderlik sal glo, dat wonderwerke elke dag om ons gebeur. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, en ek sien verskriklik uit, om verder saam met jou hierdie dag te geniet. Dit gaan lekker wees, dankie. Dankie Johan. Thanks. Nou ja, die tyd het aangebreek, waar ons kantoorskoene weer eens gaan verruil, vir kaalvoet op die strand. Ons besoek nog een van my gunsteling hengelareas, waar ek en Johan gaan lynat maak, en kyk wat byt, so kom kuier verder lekker saam met ons. Ons neem koers ooswaarts, in die rigting van die mooie wildernisarea, wat bekend is vir verskeie visspesies, soos steenbras, galjoen, mosselkraker en kabeljou, wat dikwels van hierdie strande gevang word. Die giere weersomstandighede, die draai van die wind en die suidewind wat al sterker waai, maak die vensterperiode vir visvang baie kort en gaan ons hengelvernuf behoorlik getoets word. By ons hengelplek aangekom, kry ons die hengelgerei gereed vir 'n vinnige paar gooie. Ons volg die eenspoorpaadjie tot op die strand, en terwyl ek die seekondisies bekyk, leer Heinie vir Johan so 'n bietjie van hoe om die see te lees. Die formasies voor ons gee ons die geleentheid om verskeie visspesies te teiken. 'n Gaatjie aan ons regterkant kan moontlik 'n haai oplewer, maar dit is veral die sandbank aan ons linkerkant met 'n sloepie voor wat ons aandag trek, want dit is hier waar vir kabeljou gegooi kan word. As Johan, so wat ons nou hier het, is so lekker makreelkop, en dan wil ek mooi filette insit. Die rede daarvoor dat ek dit nou doen is, ons moet aanpas by ons omgewing en ook by die weerstoestande. Gister het ons uitgesit om bronze whale sharks te teiken, ons het by die see gekom, het was letterlik onvisbaar, en so ons het nie haie gevang nie. Vandag was die idee om kleiner spesies te teiken. Ons het ligter gery ook saamgebring om kleiner spesies te teiken, maar hier is 'n gaatjie aan my linkerkant oor my skouer, so ek wil kyk of daar nie dalk 'n haai gaan swem nie, sodat ons kans het om 'n haai te vang en om 'n kleiner spesie vis te vang, sodat daar daarom net iets uitkom. So ek gaan nou vir hom 'n lekker aasie bou, en dan gaan ek jou gou wys hoe ek dit doen. Hooplik vang ons iets, en sou ons niks vang nie, dit gaan mos nie net oor die visie, dis mos more than fishing. Ja, dat is ek. Ek berei 'n visasie voor, en maak die eerste gooi vir 'n tanneman, terwyl hy nie met 'n seekatpoot vir kabeljou gooi, op die plek wat baie belovend lyk. Met die stokke in die water, sit ek en Johan ons kuier voort,
met 'n koppie boeretroos wat as lafenis dien en die koue wind so bietjie breek. Dit was nie lank nie en Heinie maak vas met 'n mooi jong kabeljou en vat ek en Johan spoor tot by die visstok. Steeds verg dit groot inspanning vir Johan om op hierdie ongelyke sandarea te kan loop, maar hy doen dit sonder om te kla en met soveel vasberadenheid. Sy positiewe ingesteldheid is aansteeklik. Johan neem die tuig agter die visstok oor en speel die vis mooi tot in die vlak water. Hierdie is Johan se eerste kabeljou en die opgewondenheid loop hoog. Ja, Johan, is 'n mooi vis. Na 'n paar mooi foto's kon ek hierdie mooi jong vis weer vrylaat om hopelik op 'n ander dag weer te kan vang en ook om 'n ander hengelaar ook die geleentheid te gee vir so 'n vangs. Johan, well done. My eerste vis. Great, dis jou eerste kabeljou in die see, hè? Ja, verseker. Fantasties. Nee, dit was nou awesome om te. Hoe was hy kopstampe? Want ek sê ek dink hy het 'n bietjie uitgeswem, want as ek probeer katrol is dan nie reg. Nee, maar laat ek voel jy sês nou baie beskeie is hierdie biceps van jou. Spoed van die katrol. Nee, luister, well done. Ek is trots op jou. Flippin' awesome. Baie trots op jou. Well done. Nee, Well done. ek sê nou ek sal nou begin met visvang. Daar sê jy moet net sê dan gaan ons weer water toe. Met die wind wat onplesierig optel en kondisies nie gunstig nie, besluit ons om die dag af te sluit, maar ons reis duur voort. Nou ja, soos voorspel was, het die wind opgekom teen 11:30, 12:30, maar gelukkig het ons 'n kabeljou gekry net voor dit regtig onplesierig raak. So ons kon nie lekker onder kos maak nie, maar ek het definitief 'n gesondheidsopsie oorweeg. So ek en Johan gaan nou eerder 'n pisang en pruime geniet. Pruime daar van die Kamanasie, lekkerste soet pruime. So kom ons gee hom 'n go. Kom Johan. Kyk daar, mense. Proe goed daar. Hoe smaak daai ding? Stroopsoet. Lekker man. Nee, verseker. Dankie dat jy die dag saam met my geniet het. Ek Baie waardeer dankie. dit. Dit was Baie lekker. dankie, dit was 'n voorreg. Dankie my genooi. Waardeer, dankie. Met terugloop kry ons werkers van 'n nabygeleë bouperseel wat besig is om in die beboste area te werk en kon ons hulle met koue koeldranke bederf. Okay, take two. Who's that someone down there? What? Washing tools, welding, What is his name? Enoch. Enoch, let me take his cool drink for him. Okay. Daar is egter een man wat agtergebly het in die bos en dit laat my dink aan die herder wat die een skaap sal gaan soek, aan Jesus wat ook nie by my verbygestap het nie, maar vir my kom soek het en ek neem die loop tot by hierdie man. Hy vertel my van sy vrou wat in kort rukkie gelede oorlede is, dat hy haar so baie mis en hy bekommerd is oor hoe hy vir hulle kinders gaan sorg, die finansiële druk en onsekerheid van die toekoms, dat hy hoop verloor het. Jy sien, ons ken soms mekaar se naam, maar nie mekaar se storie nie. Dit is so maklik om verby te stap, maar deur te stop, kon ons mekaar se wêrelde beter verstaan. Kon hierdie man met 'n nuwe perspektief sy uitdagings benader en sy nuutgevonde hoop in Jesus anker. Ons is dankbaar vir hierdie geleentheid. Ons kon bemoedig, stig, rig, optel en opstaan, lewe spreek, saam stil word en saam bid. En dit is more than fishing. Singabahamba yote na kulo mhlaba siyekaya phezulweni. Hierdie episode is trots geborg deur NG Kerk Bersig George. God verander lewens. Hy stuur ons om sy liefde te leef. Ons betuig ook ons dank teenoor ons offisiële borge wat gehelp het om hierdie reeks moontlik te maak.